Goeiemôre, Maandag 30ste Maart. En so 'n paar antwoorde op die refugee-vraag. Hoeveel geld kry jy per maand? Kan jy vra dat dit aan jou uitbetaal word dat jy self jou kostes dek? Of moet dit deur die caseworkers gedoen word? Hulle gaan dit nie vir jou gee om dit self te dek nie. Die caseworkers moet jou goed vir jou betaal. Die probleem is, in die verlede met ander refugees wat in Amerika aankom, hulle gee vir hulle die geld en dan gebruik hulle dit op drank en allerlei ander goed en hulle doen nie wat hulle moet doen nie. So die caseworkers gaan vir die eerste 3 maande, want hulle, in die caseworker, hy kry nie die geld nie, dit word deur die kontrakteer, die kontrak wat dit is, deur die staat, word die goed voorsien en so hulle betaal vir jou die goed wat jy moet kry, tot jou geld nou op is. Die geld is so, dit hang af van wat se stad jy is en wat se staat jy is. Want jy kry partykeer federal geld wat ek dink 2000 'n maand is, 2200 'n maand is, plus jy kry partykeer ander gelde by van 'n stad of van ander organisasies af. En so nee, hulle gaan dit nie vir jou gee nie, behalwe as jy trek. As jy sê, okay, jy koop jouself uit en jy gaan op jou eie inkant toe, dan kan hulle jou geld vir jou gee en dan verdwyn jy. En dan is daar geen meer support vir jou nie, maar dit is 'n laaste uitweg. Hulle sit nie sommer daai goed in nie. Kan jy na 'n jaar weggewys word wanneer jy aansoek doen vir jou groen kaart? Ja, beslis. Veral as jy nie 'n goeie citizen was nie. As jy 'n paar aanklagte het, DUI, miskien dronk bestuur, miskien weet sulke goeters, want jy doen 'n full background check again as jy 'n green card aansoek doen. As hulle agterkom, jy is nie eintlik 'n rolmodel vir ons nie, dan gaan hulle nie vir jou sê sorry. Maar as jy niks verkeerd gedoen het nie, dan is die kans dat hulle jou gaan afkeer baie klein tot 0. So jy moet jouself net mooi goeie gedrag gee. Soos enige ou sal mag 'n goeie gedrag maak vir homself. Iemand het gesê hulle het gegaan vir hulle divorce decrees, toe sien hulle as jy voor 88 gedivorce is, dan moet jy die divorce decree by die argiewe gaan afhaal. Na 88 is dit nog by die howe waar dit gebeur het. So, dit kan verskil van mens tot mens of saak tot saak, maar dit is omtrent die guidelines sê hulle voor 88 kan jy maar straight na die archives toe gaan. Waar die archives is, weet ek nie. Hulle het nie daar gesê nie. Ek het 13 Mei en weer 4 November aansoek gedoen, nog absoluut niks gehoor nie. So, wat ek vermoed, 4 November toe jy aansoek gedoen het, daar op die website van die Amerikaanse ambassade, het jy dit nie heeltemal voltooi dan nie. Maak seker jy gaan in en jy sien dat die ding wys completed, application completed. So, partykeer doen mense dat jy save nie die bladsy nie of save nie iets nie, dan het iets nie deurgegaan nie, want as jy nou nog niks gehoor het van 4 November af nie, dan is die kans goed dat jou application nie voltooi was nie. Kyk in die hoekies bo en onder en regs bo en links onder en scroll die page op en af en sien of jy 'n submit knoppie het wat jy nog moet druk en of daar iets wat wys in progress of iets wat wys tot jy 'n nommer kry. As jy 'n nommer kry dan definitief is die saak deurgegaan, het hy gewerk. Hoe werk voorbehoedmiddels in Amerika? So, hier in Amerika, as jy aankom vir die ladies, jy gaan op jou medies, jy gaan mediese ondersoek word, en daar sal hulle physical op jou doen, en die dokter sal met jou praat, en daar sal bepaal wat se tipe voorbehoedmiddels hulle voorstel jy moet kry, en jy kan vir hulle ook sê, ek het altyd op 'n pil gegaan, of op 'n inspuiting, of op 'n whatever jy gebruik, ek weet nie, ek is nie 'n girl nie. Maar, daar is sekere goeders wat dan verniet is. Jy kry dit verniet. Jou voorbehoedmiddels gaan verniet wees. Nie almal nie, spesifiek is. So die dokter sal dit met jou bespreek. En dan elke keer as jy moet renew, dan gaan jy die dokter moet gaan sien. Hulle gaan dit nie, hulle sê jou outomaties renew vir 'n paar maande, maar dan op sekere tydperk moet jy die dokter weer gaan sien voor jy kan 'n renew voorskrif kry vir die volgende paar maande. Someone told me most calls from Kenya comes through WhatsApp. Now, I don't have WhatsApp on my phone. Now, will they call me on my regular phone number? They do that because it's free if they do it through WhatsApp. So, if you do not have WhatsApp on your phone, open up a WhatsApp account just for this period. After you get here, you can delete it if you want. My suggestion to you, open up a WhatsApp account because they use that quite a lot.
We have a child that will not go with me. How long wait before I can go back and check in on him or visit him and so on? What's the terms and conditions? Well, you cannot go back to South Africa at least for the first year while you're a refugee. There's no ways you can go back, because if you go back, they'll just prohibit you to come back to America. Even after that, when you apply and you actually get your green card, may take a year or two later, you have your green card. You may travel on a green card back to South Africa. Well, think about that twice. When you're a citizen, eventually 6 years later, then nothing really should be a problem if you go back and visit. So if you feel like you need to see your child every now and then, you may have to rethink this whole process. If they can't come with you or don't want to come with you and you want to see them, they're going to either have to come here to America to see you, or you're not going to be able to go, because you may go back in the first year or so. Think about it logically. This country is providing you a refuge. You're running away from whatever persecution you have in South Africa, but as soon as you get here, you go back to visit. They're not going to let you back in. So that's something you're going to have to seriously think about if you are in that boat. So enige iemand wat, en ek het dit al voorheen bespreek, mense vra kan ek gaan vakansie hou in Suid-Afrika, is nie 'n goeie ding nie. Onthou, hierdie is nie 'n immigrasie nie. Hierdie is 'n refugee program. Jy kom hier op refugee program. Hierdie is nie 'n immigrasie program nie. As jy op immigrasie kom, kan jy gaan terug gaan maak wat jy wil, maar hierdie is die staat betaal om jou hier te kry. Hulle help jou om hier te kom uit persecution uit. Okay? So, dis dit wat ek het vir vandag. Sit nog vrae onder aan hierdie video en ek sal by hulle uitkom. Geniet die dag verder.